gesit het, en hier is jy, wel, by Huis Teresa, sit jy dalk nou onder konversie voor die TV, maar hopelik is dit die kerksepie wat anders, en nie 'n ander sepie nie. Lekker om saam met julle hier te wees, en lekker om met julle te gesels oor die sake van my hart, want ek was vir 15 jaar jeugdominee, en ek het net besef, daar's goed wat jy by die kerk met jong mense nie kan doen nie, wat by die huis met jong mense moet gebeur. En dit het tot gevolg gehad, 'n lang proses van studie, en die resultaat deel ek dan nou graag vanaand saam met julle oor geloofsvorming in die huis. Voordat ons daar kom ons gesels eers met die koning van die konings. Here, hoe lekker dat ons vanaand hierdie tyd saam kan hê om te dink, te besin, te droom, te leer van hoe kan dit wees in ons huise? Wat is die droom, wat is die wens om geloof oor te dra na 'n jong generasie? Ons is dikwels so vasgevang in ons eie tyd en lewe. Ons wil net seker maak dat die program van die week uitwerk, en dat ons kinders 'n goeie beroep kry en 'n goeie onderrig kry. Maar u kyk na die breë prentjie. U sien geslag tot geslag. En u sê, ek sal jou eer tot in die 1000ste geslag vir die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. En Here, ons wil inprop in u denke, u manier van kyk na ons. So daarom is ons vanaand hier om te leer, om te luister, om gevorm te word in u lieflike naam. Amen. Ek gaan baie gedagtes met jou deel. Ek sal nie sleg voel as jy notas maak op jou selfoon nie, want ek weet die dominee vanoggend het nou nie vir jou gesê bring 'n notaboek en pen nie, maar jy's welkom. Hou jou selfoon, maak 'n nota daar, want daar gaan goed wees wat jy wil onthou weer. En dis dalk net makliker, make a mental note on a piece of paper, nee, so dit help jou raak om dit so te doen. So jy's meer as welkom. Daar's 'n realiteit waarin ons tans lewe in ons land, en dit is, daar's minder jong mense in die kerke. Gewoon net omdat daar minder bevolking, Afrikaners is. In 2015, 2016 was ons nog, ek dink 7.5% van die bevolking van die land. Ons is af na ongeveer 5% toe, en hulle reken teen 2035 gaan ons so rondom 3.5% van die bevolking wees. So die getal mense van die NG Kerk hou gewoon net aan krimp, omdat die getal blanke Afrikaners aanhou krimp. Baie mense emigreer, jy het nou weer gehoor in die laaste maande of so, hoe Amerika sê voorkeur vlugtelingstatus vir blanke Afrikaners, en blykbaar in die eerste week is hulle so oorval met aanbiedinge met mense wat graag wil, dat hulle stelsel totaal in duie gestort het. So, wie is die mense wat skuif? Dis jonger mense met jong kinders. So, die wat agterbly raak minder en ouer gemiddeld. Wat beteken dat die begroting skrimp. Daar's nie meer begroting vir jeugwerkers en jeugdominees in gemeentes wat allerlei wonderlike hase uit hoere kan pluk, sodat jong mense geïnteresseerd bly in hierdie wonderlike geloof wat ons dien en wat ons bely nie. So, hoe werk ons nou met die jong mense? En dan sit ons nou nog met die realiteit dat die jong generasie van, kom ons sê 26 en jonger, generasie Z, hulle wantrou die ou instellings vreeslik baie. Hulle wil nie deel wees van iets wat van tevore sê hulle nie geslaag het nie. So hulle soek aanhoudend die nuutste, die beste, die lekkerste, die anderste. En dit beteken dat hulle dit gewoonlik nie vind by die NG Kerk nie. Vir hulle, as hulle instap, voel hulle, hierdie is soos 'n time capsule van 1980, jy weet, ons hoort nie hier nie. Want ons banke is ons nou mooi hard en vas en hout. En ons sing met 'n pyporgel, wat fantasties is, dankie Annetjie, maar in hulle oë is dit, wat? Dis baie oud. So, jy moet nou verstaan, dis die goede waarmee ons sit. Maar, wat ek wel weet, daar is nog steeds baie gesinne in die NG Kerk, baie gesinne hier op die platteland,
En die opdrag van die Here het niks verander nie. Gaan na al die nasies toe, maak die mense my disippels en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dit bly nog steeds staan, soos 'n paal bo water. En daarom moet ons dus nie dink oor ons opdrag. Hoe doen ons dit? Hoe vat ons hierdie jong generasie aan die hand en ons maak hulle weer lus en lief vir 'n verhouding met die Here? Nou, daar's baie bronne wat ek bestudeer het, maar ek gaan net so 3 van hulle het ek saamgebring en gedink, laat ek so 'n bietjie uit hulle monde uitpraat, want ek dink dit is briljante inligting. Nou, hierdie is nou die produk van my eie navorsing. Ek het die eerste vraag gevra, wat wil ons bereik? Wat is die doel met geloofsvorming in die huis? Ons wil bepaalde tekens sien van die geloof in ons kinders se lewens. Ons wil sien, hulle is honger vir die Here, hulle is lief vir die Here. Ons wil sien dat hulle sekere gedrag openbaar wat getuig van daai geloof van hulle. Hoe lyk daai gedrag? Ou met die naam Christian Smith help ons hierin. Hy het 'n enorme navorsingsprojek in Amerika in 2005 geloods. Hulle het, ek dink oor die 30,000 kontakte met kinders gehad en amper 3,000 van daai was diepte gesprekke. So enorm baie data. En hy sê toe nou die volgende, hy sê interviewing teens, one finds little evidence that the agents of religious socialization in this country are being highly effective and successful with the majority of the young people. Hy sê as hulle die ondersoeke wat hulle gedoen het in 2005 onder tieners in Amerika sê die kerke is nie baie geslaag nie. Daar's nie 'n sterk geloofsoordrag na 'n jong generasie toe nie. Dis baie vlak, baie oppervlakkig, maar hy het gevind 8% van al die jong mense met wie hulle gewerk het is anders as die res. Hulle is diep gelowig. Daar's duidelik iets anders in hulle lewens. Net 8%, maar daai 8% is daar. They believe in God, attend religious services weekly or more often, testify that faith is extremely important in their lives, regularly participate in religious youth group activities, pray and read the Bible regularly. Nou hoe lyk daai 8% se lewens? Hier sê hy dit. Hy sê hulle is honger vir geestelike groei. Dis die skerpunt van die driehoekie. Dis wat ons graag wil bereik as ons 'n jong mens na matriek in die lewe inlaat. Wil ons graag hê dis hoe daai jong mens moet lyk. Hy moet altyd honger wees vir meer geestelike groei. Hy moet intens bewus wees van God in sy lewe. Elke dag, waar hy ook al gaan. Dat hy's nooit alleen nie. God is nie afwesig nie. God is saam met hom in sy doen en late. Dat hy optree uit 'n toegewyde geloof aan Jesus Christus. Dis altyd sy motivering. Dis sy kompas is gekalibreer na daai ware noord. Turn the Christian faith into a way of life by responding to God's call. Dis so 'n deel van my menswees. Ek bid voor ek eet. It's a way of life. Ek sal nie vloek nie. It's a way of life. My gedrag het net so verander dat ek leef die geloofslewe outomaties in my doen en late. Live lives of service by being involved in caring for others. So daar's 'n bewussyn van ek leef nie egosentries vir myself nie. Ek het 'n roeping van die Here om lewens rondom my aan te raak en te impakteer. Ons reik uit na ander mense wat anders is as ons. Ons sluit hulle nie uit nie. Ons gaan bid, ons gaan maak moeite, ons is daar. 'n Lewe met integriteit. Hulle sal nie kroek in 'n eksamen nie. Hulle sal nie geld vat wat nie aan hulle behoort nie. Hulle weet, ek lewe met 'n etiese verantwoordelikheid teenoor God. Ons is daar. Hulle praat in die openbaar oor hulle geloof. Hulle is skaam om te praat oor hulle geloof nie. Hulle het 'n positiewe, hoopvolle gees en houding teenoor die lewe. Hulle loop nie die hele tyd rond, alles is tot niet en die wêreld gaan tot niet en alles is daarmee. Nee, daar's hoop in hulle en hulle leef daai hoop en hulle wys daai hoop vir die wêreld rondom hulle. Dis die tekens van geloof wat ons graag sou wou sien. Dis die eindmikpunt waarheen ons mik wanneer ons vir kinders in die geloof groot maak, nê. Dit saam met iets anders, geloofsgewoontes. Ekskuus, dis baie klein. Ek sal dit mooi vir jou vertaal soos ons gaan. Geloofsgewoontes is daai aktiwiteite van geloof wat jy gereeld toepas
wat kenmerkend is van jou geloofspaadjie saam met die Here. Mense kan dit sien, dis openbaar, dis getrou, dis gereeld. Vat 'n ou soos Daniël, ons het nou vanoggend na Daniël gekyk. Dit was sy gewoonte om 3 keer 'n dag die venster oop te maak in die rigting van Jerusalem en dan te kniel en te bid, want daar is die tempel waar hy verstaan het waar sy God is. En dis wat hy gedoen het, 'n geloofsgewoonte, getrou en gereeld. Vir die Jode van destyds, oggend en die aand, geloofsgewoontes. Ons sê saam ons geloofsbelydenis op. So, om ons te help om hierdie geloofsgewoontes te verstaan, bring ek vir Kara Powell se boek nader, Sticky Faith. So, wat hulle twee gedoen het, is in Kalifornië, in Amerika. Nou, jy weet mos nou, Kalifornië is Weskus, is son, is surfers, is beach en bikinis. Nou, hulle is by universiteit in Kalifornië en hulle het gevind, baie jong mense kom uit die platteland uit na die universiteit toe. Hulle kom uit gelowige ouerhuise na die universiteit toe, maar as hulle by die universiteit land, dan slurp daai universiteitskultuur van baie alkohol, baie rondslaap, springbereik-parties en ek weet nie wat se ander gemors nog als nie, dan slurp daai kultuur jong mense so in, dat hulle totaal hulle geloof verloor. Toe gaan doen hulle navorsing om te sien, hoeveel van daai jong mense hou vas aan hulle geloof in hierdie liberale konteks, né? En hulle het gevind, in hulle geval, omtrent 50%. 50% hou by hulle geloof, 50% val weg. Toe het hulle gaan kyk na die 50% wat hou by hulle geloof en gevra, wat maak hulle anders? Hoe kry hulle dit reg in daai situasie om vas te hou aan hulle geloof? En hier is die antwoord. Nommer 1, hulle het gevind, daar's 3 goed wat kenmerkend is van hierdie jong mense met sticky faith, wat vashou aan hulle geloof. Die eerste een is, hulle weet wat hulle glo. Hulle is nie wishy-washy oor hulle geloof nie. Ja, ons glo daar is 'n God daarbo en hy is lief vir die wat hom liefhet. Of ja, hy help die wat hulle self help. Hulle het nie sulke klisjées en sulke wishy-washy goed nie. Hulle weet van God, hulle weet van God drie-enig, hulle weet van die Bybel, hulle weet van sonde, hulle weet van verlossing, hulle weet van gebed, hulle weet van die kerk, hulle verstaan die inhoud van hulle geloof. Tweede ding wat hulle ontdek het van hierdie sticky faith jong mense, hulle kom uit ouerhuise waar geloof nie 'n eendag 'n week ding was nie. Kom Sondag, sit, shut up en waai en dan is ons klaar. Nie dit nie. Dis deurweef deur die hele week. Ons lees die Bybel saam elke dag. Ons bid saam elke dag. Ons praat oor geloof elke dag. Ons leef ons geloof uit elke dag. So dis die ouerhuise waaruit hulle kom. Dis 'n deurweefde ding. En dan die derde plek, hulle kom uit kerke uit waar 5 of meer volwassenes hulle op die noemnaam geken het in daai kerk. So weer eens, jy weet, nie net gekom, gesit en gewaai nie, hulle was deel van die gemeenskap. Daar was koffie drink na die tyd. Mense het my kinders geken by die kerk en gesê, hey Pietie, hoe het met billetjie rugby gegaan hierdie week? Nee, lekker, dankie oom, jy weet so, hulle verstaan, hulle is deel van 'n netwerk van geloof. So hierdie 3 goed het gemaak dat kinders op waarsdie nie uitrafel nie, maar by die geloof bly. Nou, dit help ons om die skema beter te verstaan, want daar is 'n belangrike ding wat langs hierdie driehoekie lê, en dit is Bybelkennis. Bybelkennis is noodsaaklik vir 'n soliede geloof. Jy kan nie 'n soliede geloof hê sonder Bybelkennis nie. Maar Bybelkennis is nie 'n doel op sigself nie. Die Fariseërs en skrifgeleerdes in die Bybel, hulle het Bybelkennis gehad, maar dit het hulle nie verby dit gevat na geloof in Jesus nie. So is baie belangrik om Bybelkennis te hê en om daarin gevoed en gevorm te wees, mits dit deurvloei na die doel van deurleefde geloof aan die ander kant. Hoe bou mens hierdie goede in 'n jong mens se lewe in? Daar's basies 2 paadjies, eintlik 3. Die onderste lang prosespaadjie is, dit kan soms by skole gebeur. Jou gemiddelde hoofstroom skole gee tog 'n bietjie aandag aan Bybelkennis en geloof, maar min. Sommige private skole of Christelike skole sal dalk meer doelbewus Bybelkennis in jong mense inbou, maar so daar is so 'n paadjie onder, maar die hoofstroom van Bybelkennis, tekens van geloof en geloofsgewoontes word uit 2 bronne uitgevoed, naamlik die kerk aan die een kant en die huis aan die ander kant. Nou, om dit al beter te snap en te verstaan,
'n derde bron, George Barna. Nou, ietsie van George Barna. Hy het die Barna Institute in Amerika gevestig. Groot organisasie, hulle werk met groot data. Ouens soos McDonald's sal na die Barna organisasie toe gaan en sê, wat wil ouers in 'n Happy Meal hê? Dan kontak hulle so 40,000 gesinne en hulle vind al daai inligting uit by ouers en hulle versamel daai data en hulle verkoop dit vir 'n paar miljoen rand vir McDonald's. En dan weet McDonald's presies wat om in 'n Happy Meal te sit. Dis George Barna se werk. Hy doen ernstige navorsing en hy lei goeie tendense af. Toe George Barna, wat 'n kind van God is, toe hy nou jong kindertjies in die huis het, toe begin hy die vraag vra, wat is die kans dat my kinders geestelik sterk sal wees as hulle volwassenes is? Hy sê, wel, die antwoord is eenvoudig. Kom ons gebruik groot data en ons vind uit. En hy het begin by kerke navraag doen en hy het baie onderhoude met baie mense. Hierdie is van sy boeke, Raising Spiritual Champions en Revolutionary Parenting. Dis wat hy bevind het. Jy as ouer, die ouers wat snap, my kind se geestelike ontwikkeling is crucial, dis ontsettend belangrik. Hulle gewoonlik maak dit. Ouers wat dit so half net in die loop van die lewe aanvaar, dit sal seker maar gebeur, gewoonlik misluk hulle. Hy sê dis regtig so belangrik. Jy weet, ek bedoel, meeste ouers, as jy nou kleintjies in die huis het, weet jy, kinders bestaan uit liggaam, siel en gees, né, soos ons almal. Liggaam, as daar iets fout gaan met die liggaam, dan vat ons hierdie kind dokter toe. Ons betaal groot geld, maar ons wil hê hy moet vir ons die regte pille en die regte hulp gee, want hierdie kind se liggaam moet optimaal funksioneer. Selfs met die kind se siel. As daar iets met die siel fout gaan, emosies, vrese, drome, IK, dan vat ons die kind na 'n sielkundige toe en ons sê, maak reg wat gebreek is hier asseblief. Want so kan my kind nie die lewe trotseer nie. En ons spandeer goeie geld daaraan. Maar my kind se geestelike ontwikkeling gee ons nie naaste by dieselfde aandag en intensiteit nie. Hy sê, dis die ding wat ouers moet snap, dat dit dieselfde gewig moet dra. Soos wat jy jou kind se liggaam groei, bou en versorg, seker maak jou kind se siel goed, sterk en gereed is vir die lewe, moet jy as ouer die verantwoordelikheid vat vir jou kind se geestelike vorming en ontwikkeling. En dit is die ouer se rol. Niemand anders kan dit by jou oorvat nie. Dis jou verantwoordelikheid. Verder, dan nou doelbewuste geestelike vorming, om te sê, wat is die dinge wat ons in ons kind se lewe wil inbou, en hoe gaan ons dit doelbewus doen? En dan die krag van geloofsgewoontes. Barna het vir ons dit onderstreep, dat die dinge wat gereeld in die huis gedoen word, dit vind neerslag. Dis soos 'n neuronpaadjie wat gevorm word, en naderhand is hy so deel van jou lewe, jy dink nie eers meer 2 keer aan hom nie. So tyd terug toe luister ek 'n TED Talk, waar die vrou haar gesprek so begin. Sy sê, watch your thoughts, for they become words. Watch your words, for they become actions. Watch your actions, for they become habits. Watch your habits, for they become character. Watch your character, for it becomes your destiny. So wat jy ook al herhaaldelik doen, in jou denke, selfs net begin herhaaldelik dink, sal uitkom in jou woorde. Wat jy herhaaldelik spreek, sal dade word. Wat jy herhaaldelik doen, gaan gewoontes word jou karakter, en dit vind neerslag ook dan nou in jou kinders. So baie belangrik om te verstaan, wat is dan die goed wat ek herhaaldelik wil doen, sodat dit neerslag kan vind. En dan het hy nou verder gepraat oor die rol van die kerk, maar die punt van Barna is dat die kerk en die huis moet hande vat, en hierdie projek saam aanpak van jou kind se geloofsvorming. So dit is 'n holistiese benadering, en rus hulle toe vir die wêreld waarin hulle gaan leef. Op die ou end, his central message is that raising spiritually strong children requires intentional effort, strategic planning, and collaboration between home and church. It's about creating a nurturing environment where faith is modeled and practiced, enabling children to grow in spiritually mature individuals
capable of making a significant impact in the world. Want dis hoekom God vir jou daai kinders gegee het. Sodat jy hulle kan vorm, sodat hulle ligdraers in hierdie wêreld kan wees wat 'n impak maak. Daar's dikwels, ek weet nie, jong ouers hoor dikwels, jy weet, daai vraag van, "Haai, is jy nie bang vir, jy weet, al die gevare in die wêreld en die bedreiging van die bose vir jou kind nie?" Nee, die bose moet bang wees vir die bedreiging van my kind. Ek wil my kind so bou dat hy 'n geestelike reus sal wees, dat hy rondloop en Satan terugdryf, sodat die lig van Christus kan skyn. Dis waar ons mik. My kind moet daai impak in die wêreld kan maak. Nou, hoe doen ons dit? Daar's 4 basiese groot take wat die kerk verantwoordelik vir is en 3 waarvoor die ouers verantwoordelik is. En ek gaan dit so 'n bietjie saam met julle uitpak. Die heel eerste een is by die kerk moet die eredienste oop en beskikbaar wees vir almal. Kinders moet tuis voel in die kerk. So daar moet liedere wees wat vir hulle lekker is om te sing. As al die liedere baie ingewikkelde woordeskat het en so, dan gaan dit nie werk nie. Selfs met Bybelvertalings. Daar's sekere Bybelvertalings wat net bo oor kinders se koppe gaan. My dogter is nie dom nie. En so tyd terug toe vra ek vir haar, jy weet, wat is, daar's hierdie teksvers in ons gewone 83 vertaling, die gekuif van 'n vrou is soos 'n druppende kraan. Vra van, wat dink jy beteken dit? Sy sê, nee, jy sê ek het geen idee nie. Ek hoor hare, maar ek weet nie wat het dit met wat te maak nie, jy weet. So dis taalgebruik wat nie meer haar taalgebruik is nie. Sy ken nie dit nie. Dan moet hy ou soek vir vertalings wat jou kind kan lees en kan verstaan en sy eie kan maak. So maak moeite dat jou kind sit met 'n vertaling van die Bybel wat gemaklik lees. Die 83 vertaling is vertaal deur die Bybelvertalers dat jy met 'n graad 10 woordeskat in 1983 hom maklik sou kon lees en verstaan. Graad 10. Die boodskapvertaling van die Bybel is in 2003 vertaal vir 'n graad 6 vlak van begrip en woordeskat. So jy kan nou sien hoe die vertalers doelbewus hom meer geskryf het vir 'n jonger generasie wat hom makliker kan lees, makliker toegang het tot God se woord. So dis belangrik, vind 'n vertaling wat vir jou kind werk. En dan party gemeentes, ons gemeente het 'n aparte erediens vir die kinders. Dis waar hulle kerk gaan, Promised Land, dis hulle plek. Hulle kan daar kerk en sing en baljaar. Dit praat met wat in die hoofdiens gebeur, sodat in die kar terug huis toe hulle lekker gesprekke met mekaar kan hê. Maar dis nie die ultimate model nie. 'n Gemeente soos julle wat sê die kinders sit by hulle ouers in die kerk, maar ons het 'n kindermoment, is ewe goed, sodat die kinders kan tuis voel in die gemeente en voel die erediens is ook vir my. By eredienste moet dit nie net groter mense wees wat diens doen nie, wat sing hiervoor of wat kollekte opneem of wat koffie aanbied nie. Maak gesinne deel van die proses. Want 'n graad 7 ouetjie kan ook koffie skink vir 'n tannie en dit met liefde aan haar bedien en leer van daai ouderdom af, hey, ek het 'n funksie in die gemeente, ek het 'n plek, my werk hier is belangrik, ek sit glimlagte op mense se gesig. So wat julle vorentoe doen en met die kermis wat kom, dink in terme van gesinne en hoe kan 'n gesin hierby betrokke wees en daarbey en so en so. Eredienste vir almal. Tweede belangrike ding is sinvolle kategese. Wie ook al die kommissie is wat hiermee werk, om nie net off-the-shelf materiaal te gaan kry. Ons het gehoor, hierdie is goed, hierso is dit nou vir almal nie. Kyk na verskillende opsies, oorweeg dit, kyk wat lees lekker. Hê 'n groep wat met hierdie materiaal werk, groep wat met daai materiaal werk en voer gesprekke met die kinders om te hoor wat kom tuis, wat werk. So kry kategese materiaal wat jy weet, ons kinders is honger vir die. Dit spreek hulle lewens aan. Dan wil ek vir jou as ouers sê, die kategese is nie die kategeet se verantwoordelikheid nie, is jou verantwoordelikheid. Maar jy het 'n hulp in die kategeet. So, wat ook al die boekie is, kom ons sê dit is Kompas vir die Lewe. Ek weet nie of daar so 'n boekie is nie, maar kom ons sê dit is Kompas vir die Lewe. Dan vat jy as ouer daai boekie
En jy praat met die kategeet en sê vir my gou datums, wanneer is jy by les 1, wanneer is jy by les 2, wanneer is jy by les 3, en jy lees self wat in daai les staan, en in jou week wat daai les by die kerk dan nou in kategese aangebied was, sit jy met jou kind weer by die huis en jy hersien en jy praat deur die les. Sodat dit wat by die kerk geleer word, by die huis geëcho word, of andersom, hoe dit ook al sê. Maar jou verantwoordelikheid om te sê, my kind se geestelike ontwikkeling is myne. Ek vat verantwoordelikheid daarvoor, so ek wil weet wat is die materiaal wat hulle leer, en ek gaan dit verder by die huis indrul vir my kind. Nie in skoolformaat nie, maar in getuienisformaat. As hulle daar sê, die Bybel kan jou troos wanneer jy hartseer is, om dit eerstehands te vertel. My liewe kind, weet jy, daar was 'n stadium toe ons baie swaar gekry het, jou pa het sy werk verloor, en ons was in 'n baie groot penarie, en toe het ek die Bybel gevat, en toe het die Here vir my hierdie wonderlike belofte gegee, en dis hoe ek geleer het, die Bybel troos jou in tye van nood. En ek wil vir jou aanmoedig, lees gereeld die Bybel, en jy gaan op 'n stadium kom, wat jy ook voel jy troos nodig, en kyk hoe die Bybel dit doen. So jy getuig, jy praat in jou kind se lewe in, dis half die volgende ding, nê? Jeugaksies wat belangstelling wys in die kinders se lewenswêreld. Party ons sê dit weekliks, party het dit kwartaalliks, party het net per geleentheid, maar doen dikwels dinge soos om 'n spesiale spreker in te kry wat vir jong mense kom toerus, hoe om met hulle selfone oor die weg te kom en die gevare van dit verkeerdelik doen. Kry 'n spreker in wat kan praat oor wanneer jong mense geboelie word en hoe om daarteen sterk te staan. Spesifieke temas wat in hulle wêreld belangrik is. Sodat jong mense kan weet, ons, die volwassenes in die gemeente, gee om vir hulle welsyn. Ons wil hulle in staat stel om alle omstandighede te kan handle. So, maar julle sien nog, hierdie is nie die lyn van die kerk nie. Dis die verantwoordelikheid van die kerk en die kerk se leierskap om te sorg, dis hoe ons gesinne bystaan en help en jong mense bystaan en help. Doen dikwels gesinsaksies. Hier is 'n foto van ons. Ons doen so 'n pa en kind kamp by ons kerk so jaarliks. En dan word die grasperk voor die kerk word 'n tentedorp. Al die paas bring hulle tente, hulle kom slaan dit daar op. Daar was 'n major gespeel en in die aand maak se lekker kampvuur en die ouers en hulle kinders praat oor geloofsake daar en die volgende oggend doen hulle huisgodsdienst saam en dis 'n vet kuier en 'n groot stuk pret. So soek vir geleenthede soos daai waar julle by die kerk geleenthede skep waar ouers en kinders dik stukke kan praat en die geloof gevorm kan word. Want hier's die punt. Ouers het baie meer ure met kinders as die kerk. Hoeveel ure het hulle in kategese? 1 uur 'n week vir miskien 30 ure 'n jaar. Dis dit. Ouers, jy het 5 tot 6 ure per dag. Baie meer ure wat jy in jou kind se lewe inspreek. Maar ons wil vir ouers die vaardighede gee dat hulle dit maklik kan doen. En dis die punt, staan ouers by. Skep forums waar ouers kan kom sit en gesels, ouers met voorskoolkinders, oor wat is hulle behoeftes tans, wat is hulle vrae tans, kry 'n spesiale maatskaplike werker wat weet van ontwikkelingsfases, wat kan sê, leer jou kind op ouderdom 3 kan hulle hierdie take verrig, ouderdom 4 kan hulle daai take, ouderdom 5, en dit versterk jou as ouers se hande, om te weet, op ouderdom 5 kan my kind al haar bed opmaak, nee? So ek kan haar groot maak om dit te doen, sodat sy nie eendag as getroude vrou nie weet hoe om 'n bed op te maak nie. Staan ouers by. Dan, van die huis se kant af, daai ding van maak tyd vir mekaar, en ek dink die beste ding wat jy kan doen, is eet saam. Een van die stukke navorsing wat ek gedoen het, ek wil net gou daar kom, want dit is nou nogal aangrypend, het die volgende gesê, spesifieke voordele van saam eet as 'n sin. Dit skep sterker gesinsbande. Gesinseetes bied geleentheid vir kwaliteit, ononderbroke tyd saam, wat sterker verhoudings en 'n gevoel van behoort bevorder. Net daai ding van gereeld saam eet. Ons kyk mekaar in die oë, ons vra mekaar hoe was jou dag.
goud werd. Oupas en oumas, as jou kleinkinders naby genoeg is, maak 'n vaste, een keer 'n week kom nooi ons julle vir ete by ons gesprek, sodat jy daai tyd ook met jou kinders en met jou kleinkinders kan hê. En dis net daai vraag van, hoe was jou week? Wat was lekker? Wat was sleg? Waarvoor bid ek vir jou? Sterker gesinsbande. Ek het na 9/11 en die jare daarna was dit mos die global war on terror. So die hele wêreld was gerattel oor wanneer kom die volgende groot misdade en terroriste aanvalle. En toe het Time Magazine gaan navorsing doen om te kyk in watter samelewings is daar meeste stres en watter samelewings daar die minste stres. Hulle vind toe daar's basies 3 bepaalde groepe mense waar die minste stres is oor wat nou tans al hierdie skommeling in die wêreld. Dit was ergens in Japan was die een groep mense, die ander was ergens in Spanje en ek kan nie onthou waar is die derde groep nie. En toe hulle nou inboor om te kyk nou hoekom het hierdie groep mense, hierdie kom ons sê tribe of clan of wat ook al minder stres as die res oor die skommelinge. Vind hulle uit, dis tipies 'n kultuur of 'n clan of groep mense waar 3 generasies saam onder een dak bly. In daai samelewings bly oupas en oumas nie in ouer huise nie, hulle bly by die mense in die huis. So en hulle almal eet saam en hulle sit om 'n tafel en hulle kuier en die stories word oorgedra. So dis kulture waarin die oupas en die oumas kan vertel hierdie is niks nie. Ons kom uit die Tweede Wêreldoorlog uit. Daar het ons allerlei ander stres beleef en toe was die lewe chaos, maar die Here het ons deur dit gedra. So die wysheid van die ouer mense kon oordra na die jonger generasies toe sodat daar minder angs is en minder stres en spanning is. So dit is net is 'n wonderlike beginsel. Die wysheid van die ouers dra oor na die kinders toe. Ou mense is die ensiklopedie van 'n volk. Julle het die wysheid. En daai wysheid moet nie ergens geparkeer word waar dit onbereikbaar is nie. Dit moet leef in die familie, in die gesin. Tweedens, verbeterde kommunikasie. Gedeelde maaltye saam skep 'n ontspanne omgewing waar gesinslede hulle gedagtes, hulle ervarings, hulle idees mekaar kan deel. En kommunikasievaardighede verbeter. Kinders wat saam met hulle ouers om 'n tafel sit en eet, hulle woordeskat verbeter. Hulle leer beter om mekaar in die oë te kyk terwyl hulle praat. En as jy dit doen, skei dit 'n wonderlike hormoon in jou af. Sodat jy meer van 'n bonding liquid het tussen mekaar. So dis net 'n wonderlike ding wanneer 'n mens saam eet, is jou liggaam reageer baie positief op dit. 3, beter akademiese prestasies. Dit is getoets. Gereelde gesinsete saam word gekoppel aan hoër punte en verbeterde akademiese prestasies. Ek sien hier's party mense waar gloupie nou opgaan, hè. Dis wat ek kan doen. 4, gesonde eetgewoontes. Gesinne wat saam eet is minder geneig of is meer geneig om voedsame maaltye te eet, minder geneig om vetsugtig te wees en gewigsverwante probleme te ontwikkel. As jy voor 'n TV eet, groot risiko vir oorgewig. Want jou voorbrein slaap. Jy sit net daar en herkou. Jy besef nie hoeveel kalorieë jy inneem nie. Jy sal deur die bank as jy voor 'n TV eet, meer eet as wat jy nie voor 'n TV eet nie. Lae risiko vir geestesgesondheidsprobleme. Saam eet word geassosieer met 'n lae risiko van depressie, angs en eetversteurings. Verminderde risiko van middelmisbruik. Een navorsing wat ek gelees het, hierdie ou, hy het probeer 'n gemeene deler kry tussen kinders wat dwelms gebruik. Wat maak dat kinders dwelms kies as 'n opsie? Hy het alles bekyk. Pyn, trauma, geboelie, gedit, gedat, dominante ma in die huis. Hy het na alles gekyk. Hy kon nie 'n gemeene deler kry nie. Toe swaai sy studie om. Toe sê hy, okay, kinders wat nie dwelms gebruik nie, wat is dalk 'n gemeene deler daar? En dis die een wat hy gevind het. Gereelde ete saam met die gesin. So, dis 'n verminderde risiko vir middelmisbruik. 7, verbeterde sosiale vaardighede. Gesinsmaaltye bied geleentheid vir kinders om te leer oor sosiale interaksies, etiket,
verskillende perspektiewe en hulle leer ook hier selfoonbestuur. Daai wonderlike ding van daar's 'n mandjie daar op 'n tafeltjie en jy sit jou foon daar in die mandjie, nou kom sit jy hier by die tafel. So die foon hoef nie saam tafel toe te kom nie. Hier is dit ons, foonloos, ons kuier saam. Verhoogde selfbeeld, verbeterde taalontwikkeling en struktuur en roetine. Gesinsmaaltye kan 'n gevoel van struktuur en roetine bied wat kinders meer veilig laat voel. Diensbaarheid, deur saam kos te maak, saam tafel af te dek, kinders leer al daai vaardighede daar. En natuurlik is dit een stappie weg as jy saam kon eet om 'n tafel van om die borde net vir 'n oomblik weg te skuif en boeke te vat. Sê maar terwyl ons nou hier is, terwyl ons goed gevoed is na liggaam, kom ons kry 'n happie vir ons siel. Moet dit nie oordoen nie. Dis nie 'n halfuur se Bybelstudie nie. Kort en kragtig. Maar wanneer dit gereeld en met liefde gedoen word, leer kinders die waarde van dit snap. So, net gewoon daai ding, van om saam te eet as gesin, gaan vir julle ontsettende myle saam gee, in terme van die vreugde wat julle in julle huis het, en wat julle saam kan geniet. Dan, die tweede ene is geloofsgesprekke. Vir ouers is dit intens belangrik om dikwels en gereeld met jou kind te praat oor die geloof. Nou weet ek, hoe doen jy dit? Dit is nie altyd so maklik nie. So ek het so tyd terug hierdie ding ontwikkel. Dis 200 kaartjies in 'n pakkie, is 'n travel case, want hy kan onder die kar se stoel mos nou net so wees. En as jy nou ergens heen ry, jy moet nou van hier af Kimberley toe ry of waar ook al, dan sê mos nou maklik en beskikbaar. En al wat 'n ou doen is jy vat 'n pakkie, hulle is ingedeel in 4 temas. En dit werk soos 'n game, maar dis nie 'n game nie. So iemand in die gesin begin en trek die eerste kaartjie. Jy weet mos nou nie wat daarop gaan staan nie. So ek weet ook nie wat op B gaan staan nie. So wat is die eerste vraag? Wat is een van die grootste uitdagings wat jy al oorwin het? En vir 'n minuut lank moet ek nou daaroor praat. Wat is een van die grootste uitdagings wat ek al oorwin het? Dan praat ek daaroor, niemand mag my interrupt nie, dis my beurt om dit te sê, en as ek nou klaar gepraat het, dan kan die ander ouers sê, my jene, ons het dit nie geweet nie, well done, mooi vir jou. Dan sit jy die kaartjie onder, dan vat die volgende ou die pakkie, en hy trek 'n vraag, ons weet nie wat dit gaan wees nie. Hoe wil jy graag onthou word na jou dood? Wat sal mense dalk oor jou sê? En dit raak verskriklik interessant. So julle sien, dis die temas wat 'n mens nie tipies oor praat in die kar as jy nou deesdae rondry nie. Dit challenge jou, jy moet 'n bietjie dink daaroor. Maar dit sit gesprekke aan die gang wat baie lekker is. So die hele idee van hierdie kaartjies is om gesinne aan die praat te kry. Wat ek ontdek het, dikwels in my bediening as dominee, as ek nou hoor, hier's nou 'n gesin waar die wiele afkom, dinge gaan sleg, hulle is baie bekleierig, baie weerbarstig, die tieners is baie moeilik, dan vat ek so 'n pakkie saam, sê ek vir hulle, waar sou julle nou eet as julle om 'n tafel sit en eet? Gaan sit ons om die tafel en werk ons deur die kaartjies. En net gewoon die baie praat oor goeie van die hart, maak heel, maak verhoudings heel, gee vir jou insig in hoe hierdie een dink, of wat is daai in se drome of se vrese. Ek het begin later ontdek dat paartjies wat wil trou, is 'n goeie middel vir hulle om mekaar baie beter te leer ken. So ek het van dit saamgebring. Hulle is R500 vir so 'n pak, maar as jy wil hê, ek het hier so, jy kan net na die tyd kom kry. Maar my punt is net, hê gereelde gesprekke oor die geloof. En jy kan dit op verskeidenheid van maniere doen. Een manier om dit te doen is deur doopviering. Gereeld jaarliks jou kind se doop of jou kleinkind se doop spesiaal te vier. Ons noem jou doopdatum letterlik jou tweede verjaarsdag. Jy het jou eerste verjaarsdag toe jy jou biologiese familie gekry het, jou pa, jou ma, jou neefies, jou niggies en daai lotte. Halleluja, ons is baie bly daaroor. Maar jou tweede verjaarsdag is jou geestelike geboorte toe jy jou geestelike familie gekry het, saam met wie jy nou op pad stap. So wat ons doen by ons kerk is, ons gee vir al die doopelinge so 'n kers. Ons het dit wetenskaplik uitgewerk. Daar's 16 ure se brand in daai kers. Dan is hy leeg. So vir die volgende 16 jaar
tussen hier en belydenisaflegging. Elke jaar op daai datum van die doop, hierdie ene was nou Alexander Smit, 2 Desember 2012. Dis nou sy wanneer hy gedoop is. So die volgende jaar, 2013, 2 Desember, gooi 'n partytjie. Chippies en koek en rooikoeldrank en als, nooi 'n paar pelle oor. Nou, as jy 1 jaar oud is, werk dit nie so lekker. Maar kom ons sê Alexander Smit is nou al 5 jaar oud. 2 Desember kom. En Alexander Smit se ma nooi 'n paar van Alexander se buddies. Kom oor, Alexander het sy 2de verjaarsdag vir die jaar en ons wil hê julle moet dit saam met hom kom deel. Julle hoef nie geskenke te bring nie, maar kom kuier sommer net lekker saam met hom, want ons wil dit met julle vier. As jy so uitnodiging kry, nee, is almal nog 'n klomp vraagtekens. Wat is 'n 2de verjaarsdag? Ons verstaan hierdie ding glad nie. Ons hoef nie geskenke te bring nie, maar dit klink interessant. Yes, ons is daar. Nou is hulle daar, klomp 5-jariges en hulle maas. En almal vra die vraag: wat is dit? Wat is 'n 2de verjaarsdag? O, dis die datum toe Alexander gedoop was. Sy 2de verjaarsdag. Toe hy sy geestelike familie ook bygekry het. En dis toe die Here 'n belofte vir hom gemaak het, dat hy sal altyd na hom kyk en hom oppas en versorg. Jy weet, en ons is 'n jaar later en ons kyk terug oor die jaar en ons weet dis wat die Here gedoen het. Hy het vir Alexander opgepas, hy het hom geseën met allerlei gawes en geskenke en genade. En ons wil dit met julle vier. So kom ons vat net daarna en sê vir die Here dankie. Daar's 'n lekker gebed en daar's 'n partytjie. Raai wat gaan daai gesinne doen op pad huis toe? Mamma, is ek ook gedoop? Kan ons dit nie ook so vier nie? Dit lyk lekker. Ek bedoel, wat 'n kind hou nie van 'n party nie. En hier's die punt. Jy vier jou doop. Vir die meeste van ons ouer mense, jy weet jy's gedoop, daar is 'n sertifikaat eers in 'n leer, maar gits, ek sal nie weet waar nie. Vir ons jong mense hoef dit nie so te wees nie. Dit kan 'n werklikheid in hulle lewe wees. Ek is gedoop. Die Here het sy merk op my gesit. Ek onthou nog die datum want ons vier dit elke jaar en dit is vir my kosbaar dat die Here my gekies het. Dat ek syne is. Dat sy engele saam met my gaan en my oppas en bewaar. Dat hy altyd na my gebede sal luister, want dis die goed wat ons jaar vir jaar herhaal wanneer ons doop vier. En die gevolg is, dit lê vas, dit lê die geloof vas in lewens. Hier's 'n voorbeeld, dis iemand wat in ons gemeente was vir lank, sommer net op Facebook het ek gesien, toe sy nou dit doen, sy vier haar kind se doopdag. En sit dit op Facebook en daar's 'n klomp likes en comments en daar word gesprekke oor dit gevoer. Daai kind weet, ek is geliefd, ek weet, ek is in die Here se hande en ek's veilig. Hier is ons eie dogter, dit was in 2011, 2016, toe, in elk geval, sy was graad 11, en ons was op haar doopdag, het was 'n Saterdag, was ons ergens in Duitsland, en ons het sommer net gaan stap, en ons kom by hierdie pragtige groot, indrukwekkende kerk. Typies ek voel aan die deur, hey, die deur is oop, ons kan ingaan, papa, ons kan nie dit doen nie, ja man, kom ons gaan in. En hulle het hierdie doopkapelletjie, en net daar gryp ek oomblik sê, park jouself net daar. Ons gaan nou eers vir die Here dankie sê, dat hy jou al hierdie jare so bygestaan en versorg het. Ons vier jou doop, ons het saam gebid, en toe ons amen sê, toe begin die klokke lui van hierdie kerkgebou. En dit was net hierdie heilige oomblik. Wat ons nie geweet het nie, hulle het actually kerk op 'n Saterdag aand en dit was voorbereiding vir die mense wat kerk toe kom. Maar ja, dit is as jy gereeld vir jou kind hierdie vas lê in geloofsgesprekke, gaan dit daar wees. Dit gaan nie wegraak nie. Hulle gaan weet hoekom is hulle gedoop en wat is die waarde van hulle doop. Hier's nog 'n voorbeeld en dis iets wat oupas en oumas maklik kan doen. Skep 'n kus, so lekker houtkus by die huis. Vir jou kleinkind, veral kleiner kleinkinders, né? En dan sit jy jou kind se favorite Bybel daarin, favorite geestelike boekies, favorite geestelike CD's. Soek jy in die Radikits en Nadine en sulke, jy weet, lekker liedjies. Foto's van al die neefies en die niggies gaan ook daarin. Prestasies wat hulle behaal het. Hulle het hierdie gediggie opgesê en 'n sertifikaat daarvoor gekry of hulle het atletiek deelgeneem en hulle het voorlaaste gekom, 'n sertifikaat daarvoor gekry. Wat dit ook al mag wees, maar dis alles in die boks. En wanneer hulle by jou kom oorslaap of kuier, dan kan hulle self uit die boks gaan kies uit watter boekie lees ons vanaand.
En dan kan hulle kies vir watter van die neefies en niggies bid ons vanaand. Ons haal hulle prentjie uit en dan bid ons vir hulle. En so leer jy van kleintyd af vir jou kleinkinders die taal van geloof. En hulle het 'n aandeel daarin. Dis nie goede wat aan hulle gedoen word nie. Dis goeders wat hulle saam met jou doen. Dis hulle het eienaarskap daarvoor. Ons het hierdie boks gemaak vir ons peetkinders sodat hulle geestelike boekies en goed daarin kan hê en gereeld uit dit uit hulle geloof kan voed en vorm. En dan hierdie, man, dit is so mooi. Daar's 'n storie hier. Kan ek vertel die storie? Ek is in, ek dink 2003 is ek Amerika toe om meer te gaan leer oor geloof in die huis. En ek het by 'n ou gebly met die naam Dave Anderson. Dave Anderson is so 60 jaar oud. En dit was nou heerlik om saam met hom te wees want ek het 'n kursus saam met hom deurgeloop en toe na dit wou ek nog by 'n paar universiteite langs gaan en spesifieke bronne en outeurs gaan ontmoet en mee gesels. Maar wat ek nie bewus was nie is daai naweek tussenin was Labor Day weekend. In Amerika is dit 'n groot storie. Almal wat 'n strandhuisie of 'n lakehouse het, hulle gaan soontoe. En Dave Anderson het so 'n lakehouse daar in Michigan en ons is almal na die lakehouse toe. Dis nou Dave en sy vrou. Haar ma is saam, so die generasie op. Hulle kinders, hulle volwasse kinders is saam en die kleinkinders is ook saam. So hier's letterlik 4 generasies en hierdie ou uit Afrika. Ons is daar by die lakehouse. Ek en die klein dogtertjie, sy was so 4 jaar oud. Ons het te lekker gespeel, sandkastele gebou, wat. Ons het die naweek heerlik gekuier. Toe ons klaar maak einde van die naweek, almal klim in hulle karre, klim ek voor langs Dave in die kar. En ek sien daar gaan hulle kinders se agterdeurtjie oop. Die klein dogtertjie spring uit, sy hardloop tot hier by my deur, maak die deur oop. Sy trek my in die hand, maar sy trek my af onder toe. Hierdie dogtertjie van 4 vat haar vingertjie en sy trek 'n kruis op my voorkop en sy sê, "The grace of God be with you." En sy hardloop om, klim na haar kar en daar gaan hulle. En ek vra vir Dave, "What happened just now?" Hy sê, "O, dis wat ons met ons kinders gedoen het vandat hulle skool toe is. Jy laat nie jou kind uit jou sig uitgaan as jy hom nie eers geseën het nie. En dis wat ons gedoen het. The grace of Christ be with you." En ons kinders doen dit nou weer met hulle kinders en so het hulle geleer om met die seën van die Here in die lewe in te gaan. En daai dogtertjie van 4 klik, sy gaan my nooit weer sien nie. En ek het 'n blessing nodig. En 'n 4-jarige kind kom seën my vir die reis vorentoe. Is dit nie wat ons wil hê ons kinders moet vang nie? Dat hulle blessings uitdeel, dat hulle seënende mense is in die lewe. Maar dit kom van jou voorbeeld af. Ek het dit toe nou begin implementeer met my dogter in hoërskool. As ek haar aflaai by die skool, kom hierso op die voorkop, Jesus Christus saam met jou vandag. En so het sy haar hoërskoolloopbaan deurgegaan. Eendag sit sy sê vir my, die Franse juffrou was laat of iets in die klas, en hulle sit in ginnegaap in die klas, en die een laaitjie kom na haar toe en sê, "Vanoggend toe ek by die skool kom, toe sien ek jy en jou pa is daar in die kar en hy doen iets weers met jou kop. Wat was dit?" Sy sê toe, "Nee, hy seën my elke dag voordat ons in die skool ingaan, dan trek hy kruis my kop en hy seën my vir die dag." Ek vra hom, "Wat sê die ouetjie toe?" Hy sê, "Cool, ek wens my pa wil dit doen." Weet jy, daar's 'n jong generasie wat honger is vir die taal en die waarde van geloof in hulle lewe daagliks om hulle te dra. En dit is vir ons om dit vir hulle aan te bied. Ouers teenoor kinders, maar ook grootouers teenoor kleinkinders. Bless your child. Dis 'n Bybelse beginsel. Gaan lees hoe het Josef sy kinders geseën, hoe het Jakob sy kinders geseën, Isak sy kinders geseën. Oral deur die Bybel kry ons die voorbeeld. Ons het net bang geraak of onseker geraak of nie toegerus geraak nie om dit te doen. Maar ek wil daai tool weer terugsit in jou hande en kyk die impak wat dit maak. En dan sien nog ene. Ekskuus, ek weet die tyd hardloop nou onder ons uit, maar jy weet nou hoekom ek vir jou sê maak notes, nê? Oorweeg hierdie om as gesin 'n gesinsverklaring vir jouself saam te stel. Wat beteken dit?
Gaan sit 'n bietjie en dink as pa en ma en die onderskeie lede van die gesin. Wat is die waardes van ons huis? Wat is die goed wat ons nogal so sê, dis ons waardes hierdie? Ons is eerlik. Ons gee om vir mekaar, ons dien mekaar. Ons help mekaar wanneer ons ook al kan. Ons is gehoorsaam. Ons dien die Here, wat dit ook al mag wees. Almal gaan sit 'n bietjie en stoei met daai vraag. Wat dink ons is ons waardes? Dan op 'n stadium kom julle by mekaar en julle sit daai lyste langs mekaar en julle bespreek dit. 3 van ons het gesê ons hou van lekker lag, maar die 4 nie. Hoekom het jy dit nie op jou lysie nie? Nee, ek het net nie daaraan gedink nie. Of nee, is nie regtig waar nie. Ons lag nie so baie soos wat ons moet nie. Of raak 'n lekker gesprek. Totdat julle op die ouend julle lysies bymekaar gekry en uitgesort het. As julle sê dis ons waardes, dis wat die Swanepoels kenmerk of dis nou ons botas, né? Dan kyk julle na 'n mooi manier om dit met 'n prentjie voor te stel. Hierdie gesin, hulle was ook in ons gesin in ons gemeente verlang. Hulle het dit so voorgestel. 'n Mooi foto van hulle geneem, dit sepia gemaak en daai goeders, daai waardes daarin gesit. En daai teksvers wat my en my huis betref, ons sal die Here dien. En dan sit jy nou hierdie ding eers in die huis waar dit gesien kan word, gereeld. En miskien 1 keer 'n jaar, my voorstel sou wees ou jaar, nuwe jaar. As die nuwe jaar begin, dan versamel julle daar om daai ding, julle vra vir mekaar. Het ons in hierdie afgelope jaar geloof geleef? Het ons gespeel? Het ons gedien? Het ons hoop gehad? Het ons gedeel? En nou bespreek dit, want dit word 'n geloofsgesprek. En dan vat jy hande en jy sê vir die Here so baie dankie. Baie gesinne het nie dit nie, maar U het vir ons dit gegee en dit is kosbaar en ons vier dit en ons sê dankie. En kinders leer goeie kwaliteit gesinslewe kom nie van self nie, dit word doelbewus gevorm en hulle is deel van dit en dis wat hulle weer sal oordra na hulle huise toe vorentoe. En dan laastens voorbeeld van die ouers en geloofsgewoontes. Dis die goeders wat die impak maak, wat die verskil maak. En dis die res van die week se Pinkster. Môre aand, Dinsdag aand, Woensdag aand. Spesifieke geloofsgewoontes wat ek met jou wil bespreek en gesels. Ek wil dit prakties maak. Ons gaan dit actually prakties beoefen. Dis geskenke wat die kerk van eeue gelede af al het en wat soms net vervaag het. Die Romeine, né? Die Romeine het die resep gehad vir konkreet. As jy nou Rome toe gaan, dan staan 'n groot deel van die Kolosseum nog. Hoekom? Want hulle het 12 meter diep fondasies gegrou en met konkreet gegooi voordat hulle daai groot struktuur opgerig het. Dit het die ding staande gehou. Die Parthenon staan nou nog vir 2000 jaar lank. Hoekom? Want hulle het 7 meter diep fondasies gegrou en konkreet gegooi voordat hulle daai ding daar neergesit het. Dis hoekom hy nog al die tyd staan. Toe omtrent so 500 na Christus, toe verloor die wêreld die resep vir konkreet. Dit het weggeraak. Niemand het geweet om konkreet te maak nie. Eers hier in die 1800s het hulle weer die resep gevind om konkreet te maak. So soms is die wysheid van die grysheid gaan soms verlore net as gevolg van 'n gebrek aan belangstelling. So ons wil nie dat daai waardevolle wysheid van die verlede oor hoe geloof gevorm word net eers wegraak nie. So ek gaan maandag aand met julle selfs oor stilte en afsondering, dinsdag aand Lectio Divina en woensdag aand gaan ons daaglikse refleksie doen sodat jou eie geloofsgewoontes kan verdiep en kan groei, sodat jy pret kan hê, genot kan put uit jou verhouding met die Here. En as jy daar is in daai spasie, is dit baie maklik om dit met jou kinders en jou kleinkinders te deel. So die voorbeeld van geloofsgewoontes is sleutelbelangrik vir die oordrag van geloof na 'n jong generasie. Ek wil afsluit. As kerk daai goed te doen wat daar staan en huis doen daai dinge wat daar staan en hulle vat hande in hierdie proses, simbiose, sal dit lei na deurleefde geloof in die kinders. En jy sal 'n nageslag hê wat sterk staan. Indien nie, gaan ons waarskynlik 'n nageslag hê wat wegval.
Ek sluit af. Many years ago, a man named Max Jukes lived in New York. He did not believe in Christ or in Christian training. He fathered 13 children. He refused to take his children to church, even when they asked to go. Dit was in die 1800s, daar was 4 generasies van daar af. He has 1,026 descendants. Of these, 300 were sent to prison for an average term of 13 years. 190 were public prostitutes. 509, die helfte van sy nageslag, were admitted alcoholics and drug addicts. Eina. Die voorbeeld van ongeloof verder gevat. Jonathan Edwards lived in the same state at the same time as Jukes. He too fathered 13 children. He loved the Lord and saw that his children were in church every Sunday. This beloved preacher also served the Lord to the best of his ability. Edwards had 929 descendants, and of these, 430 were ministers, dominees. 86 became university professors. 13 became university presidents. 75 authored books. 7 were elected to US Congress. 3 were governors, and 1 was vice president of his nation. Die impak van 'n gelowige ouer op sy nageslag. Moenie onderskat wat jou lewe kan doen nie oor die lang termyn. Ons sluit af met gebed. Here Jesus, dankie dat u woord vir ons duidelik sê, dit is die belangrike goed. Fokus hierop, want ek wil hê daar moet 'n nageslag wees wat my dien en eer. Liewe koning, so baie dankie dat u vir ons die Gees gegee het om ons hierin te begelei. Dat ons met wysheid, met liefde en met geduld 'n jong generasie kan leer wat is die skatte van ons hart en hoe dit die skatte van hulle harte kan word. Ek bid vir elke gesin hier teenwoordig, Here, dat U hulle ryklik sal seën, dat hulle die vreugde sal geniet van hulle huislike lewe saam met U. Ek bid vir elke oupa en ouma, Here, dat hulle ook in hulle kinders, maar veral ook in hulle kleinkinders, die vrug van hulle geloof kan sien en kan sien hoe dit ontwikkel en groei en blom in 'n geloof wat 'n verskil maak in hierdie wêreld. Dis ons gebed in Jesus se naam. Amen.